Welkom vanoggend by ons. Baie mense het vir my gevra, Rudy, het jy vergeet om die bord af te vee, of Rudy, gaan jy verlede Sondag se boodskap oorpreek? Nee, dit is verlede Sondag se boodskap, ek gaan dit net gebruik as 'n fondasie om vanoggend iets verder te vat, wat, toe ek en Chris en Xavier, ons kom in die oggende so 10:00 hier by mekaar, en dan gebeur hier wonderlike goed, of fantastiese goed, en 10:00, verlede maandag, vra of hulle, toe is hier mense, ander mense saam met ons, in die gees, ek kry, as het eintlik hoendervleis gekry, en skielik toe dat val God iets in my hart, wat ek vanoggend gaan bring vir jou, met dit as fondasie. Dit was so fantasties. Chris, Xavier, wat 'n voorreg, dat jy net iets val in ons midde oor verlede Sondag se boodskap. Dis hoekom ek gevra het, as jy verlede Sondag hier was, jy kyk asseblief verlede Sondag se boodskap, en ek gaan so vinnig bietjie opsom. Ons weet God is by magte om te doen ver bo dit wat ons bid of dink, maar volgens sy krag wat in ons werk. Volgens die krag wat in ons werk. Nou daar's een van twee kragte wat in ons werk. Dis of die dood of dis lewe. Dis of die dood of is lewe. Ons weet die wet is deur Moses gegee, maar genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ons weet, Moses het die wet gebring, die wet het sondekrag gegee, en die loon van sonde was die dood, en die mens het dood gegaan, en Moses het in Psalm 90 'n uitspraak gemaak. Moses het gesê, uit moedeloosheid, as ons sterk is 70, as ons baie sterk is 80, gaan ons dood, maar in 2025, terwyl ons veronderstel was om hierdie dimensie te leef, as ons behoort aan die opgewekte Christus, sê die mens tot vandag toe, as ons sterk is 70, baie sterk is 80, gaan ons dood. Met ander woorde, die dood as krag werk in hulle, want hulle glo eintlik vir Moses, terwyl Jesus Christus as laaste Adam, want die dood het geheers, maar ons vanaf Adam tot op Moses, het Jesus as laaste Adam die wet volbring. Christus is die einde van die wet. Hy het die merk namens ons kom mis sonde. Hy het almal se dood vir hulle gesmaak. Hy het als kom word wat jou weerhou om nou nie meer 80 te word nie, maar 150, 160, 170, want hier is nie meer in ons 'n gees van dood nie, die vrug van die dood nie. In ons is nou 'n lewend makende gees, 'n anderste gees, 'n anderste geslag, 'n ander dimensie. Ons leef soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, van ewigheid af, en wat hy kom doen het op die kruis, hy het net aan ons kom openbaar wie ons waarlik was, want al die jare was ons eintlik in ons sinne net verblind. Om dood te gaan is net 'n bewustheid. Romeine 8 vers 6, hy wat vlees dinge bedink, hy wat die natuurlike dinge bedink, hy wat 70, 80 bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink is 'n beginsel, is 'n sekere beginsel wat ek lewe, is lewe en vrede. En ons gaan nou so eentjie aan met dit, is dit reg so? Kyk gou wat sê Josua 1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua. Kyk gou wat sê Josua 1 nou. Ek wil vir jou iets wys vanoggend. Josua 1, vers 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die eienaar van die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel sal gee. Met ander woorde, God sê vir Josua, Moses is dood. Vat nou die volk, en trek nou die beloofde land in. Trek nou die beloofde land in. En vandag moet ons kyk na wat is hierdie beloofde land, want dis nie 'n plek nie, dis nie hemel nie. So met ander woorde, ek praat nou met jou, as Moses
nie vir jou dood is nie, en jy nog in jou vermoë, in jou werke, jou probeer regverdig, kan jy jou beloofde land nie in besit neem, as dit is volbring nie. God sê vir Josua, Moses is dood. Ek sê vir jou, 70, baie sterk 80, is dood. Daar's vir jou meer. Trek nou deur die Jordaan, en die Jordaan was in vloed. Trek deur die Jordaan, jou beloofde land in, want dis jou erfenis. Trek jou beloofde land in. As die beloofde, luister mooi, as die beloofde land hemel is, dan was dit nie nodig nie. Want om hemel toe te gaan, moet Moses leef, want jy moet doodgaan. Maar Moses is dood. Luister mooi, ek gaan volgende Sondag 'n boodskap bring, omdat Moses dood is die dood ook dood. Ek bring volgende Sondag 'n boodskap, die geboorte en die dood van die dood. Jy mag dit nie mis nie. Hoekom is daar vandag dood? Want Moses, die wet in werke, is nie dood nie. Maar as Moses dood is, Josua, Moses is dood, vat nou die volk, trek nou die beloofde land aan. Here, jy moet help. Ek herhaal, as die beloofde land hemel is, dan moet jy doodgaan, en as Moses nie dood nie, want Moses het die wet gebring, die wet gee sonde krag, en die loon van sonde is die dood. Maar dis volbring. So as Moses dood is jy in jou beloofde land, en nou is die vraag, wat is jou beloofde land? Want jou beloofde land is nie meer, as jy sterk is 70, baie sterk 80 nie. Here, dit gaan lekker raak vanoggend. Moses is dood, daarom trek jou beloofde land in. As Moses nie dood is nie, kan jy nie jou beloofde land geniet nie. Wat beteken dit? Kyk gou wat sê Galasiërs 5. Kom ons leer hom nou lekker in. Wat beteken dit? Kyk wat sê Galasiërs 5. Wat beteken dit? Kyk wat sê Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 4. Galasiërs 5 vers 4 sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Met ander woorde, as Moses vir jou nie dood is nie, en jy's nog hier, en jy glo nog, as jy sterk is 70, baie sterk is 80, is jy losgemaak van dit alles. Dit alles is nie vir jou van krag nie, en die krag wat in jou werk is nie lewe nie, maar is die dood. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Onthou julle ons sal die waarheid ken, en die waarheid maak ons vry. Kyk het gou wat sê Galasiërs 2 oor dit. Galasiërs 2 vers 16 sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof van Jesus Christus, selfs ons het in Jesus Christus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof van Jesus Christus, en nie uit die werke van die wet nie. Luister nou mooi, hoekom? Omdat uit die werke van die wet geen vlees regverdig kan word nie. Sê saam met my, vlees. Met ander woorde, 'n vleesliggaam kon nie regverdig word nie. Hoekom is dit belangrik dat 'n vleesliggaam regverdig word? Want weet jy nie dat jou vleesliggaam die tempel van God is nie? Weet jy nie dat jou vleesliggaam, hierdie vleesliggaam, nie meer aan jouself behoort nie? Jou vleesliggaam is duur gekoop. Verheerlik God nou in jou vleesliggaam en in jou gees. Wat was die probleem met wet? Moses sonde en die dood? Dit kon 'n vleesliggaam nie regverdig nie. Daarom 70 vleesliggaam baie sterk, 80 het vleesliggaam
gedood. En God het sy tempel en jy het jou beloofde land verloor. Nou is die vraag, maar hoe is hierdie vleesliggaam as tempel geregverdig? Wie wil weet? Kyk gou wat sê Romeine 8. Kyk gou wat sê Romeine 8. Dis hoekom hy selfs deur sy wonde vir jou genesing gebring het. Ek wonder hoekom het hy vir jou genesing gebring? Ek wonder hoekom het hy deur sy wonde siekte geword? Ek wonder hoekom. Miskien dalk gaan dit oor 'n vleesliggaam, nie net sy tempel nie, maar jou tempel. Want as jy nou jou vleesliggaam verloor, moet jou gees terugkeer na God wat dit gegee het. Ons gaan ietsie hoor vandag. Hoe het hy dit gedoen? Kyk wat sê Romeine 8. Romeine 8 vers 2 sê, ek gaan gou verduidelik, kyk gou hierso. Romeine 8 van vers 2 sê, want die wet van Moses, wat sonde krag gee, het 'n loon die dood. Maar nou sê Romeine 8 vers 2, maar die wet van die gees van lewe in Christus het jou vrygemaak, het jou vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Daarom Moses is dood, trek jou beloofde land in. Hoe het hy dit gedoen? Vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en dit ter wille van sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God, wat dit kan ook nie, want die wet van God is die lewe in Christus, wat jou vrygemaak het van sonde en die dood. So met ander woorde, as God na jou kyk, is jou vleesliggaam net so regverdig as die gees. Efesiërs 4 vers 4, daar is nou net een liggaam, een gees, een geloof, een hoop, een God en Vader, oor almal, in almal en deur almal. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening, verstaan julle hoe redeneer Rudy Roos, daarom keelseer en daai goed het nie 'n seggenskap in hierdie liggaam nie. Hierdie vleesliggaam is geregverdig tot lewe. Romeine 5 vers 17 en 18. Hierdie liggaam, hierdie vleestempel liggaam is die manifestasie as die beloofde land. Moses is dood. 70, 80 is dood. Ek is opgewonde. Ek het 'n verwagting om op 85, 90, 120 jou te verras as die beloofde land. As jy gedink het dis hemel, moet ons dit alles kanselleer, want jy moet doodgaan. Moses. Daarom, Here, dis fantasties. Dis hoekom ek so erg is oor hom. Dis hoekom ek hom oppas. Ek vertroetel hom. Efesiërs 5. As jy jou eie vleesliggaam vertroetel, hoeveel te meer nie Christus, die gemeente, sy liggaam nie. So dalk het ek en jy bietjie 'n verantwoordelikheid om seker te maak dit wat hierin, dit wat hierin, dit wat hierin.
Dis jou enigste en dis God se enigste. God woon nie meer in 'n huis met hande gemaak nie. Kyk nou wat sê Handelinge 2. Handelinge 2:24. Handelinge 2:24 sê, luister mooi, Jesus is groot. Dis fantasties. Ons weet, ons sal dieselfde werke doen as hy, en groter. Wie, wat is die groter werke? Om nie dood te gaan nie. Dood is 'n illusie. En volgende Sondag gaan jy uitvind, hoe het die dood sy dood gesmaak? Hoekom gaan die mens vandag dood? Die mens se bewustheid, se denke, se platform van redeneer, hierdie krag. Kyk wat sê Handelinge 2:24. Hom het God opgewek. Stop. Sê hom het God opgewek. Hou jou hand daar, kyk gou wat sê Romeine 6. Kyk gou wat sê Romeine 6. Vers 4. Sê weer saam met my, hom het God opgewek. Hoor jy wat sê Romeine 6 vers 4? Romeine 6 vers 4 sê, ons is dit saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so nou, as saam opgewek in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat is die nuwe lewe? Jou beloofde land. So, hom, ek gaan sê, hulle het God opgewek. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, Handelinge 2:24, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Ek soek jou volle aandag. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Ek kan hier selfe sê, dis onmoontlik vir die dood, om deur die smarte van die dood vasgehou te word. Ek is saam met hom opgewek, ek is in my beloofde land, vir my is Moses dood. Wat beteken smarte? Smarte beteken geboortepyne, iets wat gebore word. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening, nou moet jy mooi hoor. Ag, ek het dit stukkend gepreek, maar gaan dit nou weer preek. Dit was onmoontlik vir hom om vasgehou te word deur die smarte van die dood. Daarom is hy opgewek. Opgewek, en ek en jy saam hom opgewek as die ware. Ons is op 'n nuwe smarte, beteken die geboortepyne van 'n vrou wat geboorte gee aan iets nuuts. Ek en jy is die nuwe. Ons is die ware. Ons is die geslag. Ons is die manifestasie, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. My vriend en my vriendin, hier is net lewe. Hier is net lewe. Jy's geregverdig om te lewe. Jou vleesliggaam is regverdig. Hy het die reg om te lewe. God se vermoë, God se plan. So die dood kan vir my en vir jou ook nie vashou nie. Hoe hou die dood die mens vas? Hulle is in hul sinne verblind. Want hul beloofde land is mos hemel. Hulle moet doodgaan. Maar Moses is dood. Trek jou beloofde land nou in. Vat wat joune is, wie jy altyd was, as die ware, geniet God en lewe. Sê saam met my daarom. Psalm 102. Psalm 102. Die smarte van die dood is ontbind. Wat beteken dit? Psalm 102. Psalm 102 vers 19. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word sal die Here loof. Wie was hy volgende geslag? Wie is hulle? Hier is hulle. Hier is hulle. Dit was vir julle. Dit is aan julle geskryf. Ou Dawid het dit aan julle geskryf. Ou Dawid het dit aan julle geskryf. Luister mooi. Dis nie vir hierdie ouens nie. Dis nie vir hierdie ouens nie. Maar as Moses vir jou dood is en jy's in jou beloofde land, gaan jy nou iets hoor wat vir jou geskrywe is. Dis wie jy is, hierdie geslag.
Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word, sal die Here loof, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het, die Here uit die hemel op die aarde gelet het. Luister nou mooi, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood. My vriend en my vriendin, my afspraak met die dood volgens hierdie ouens, die smarte van die dood volgens hierdie ouens, ek is losgemaak van dit. Ek het geen afspraak met die dood nie. Die smarte van die dood is vir my ontbind, en die dood kan my nie vashou nie, want ek is die openbaarmaking van God in vlees, want ek het deur die Jordaan getrek, my beloofde land, wat my liggaam is, die Christus liggaam, wie wat ek is, as God sigbaar. So as iemand weer vir jou sê, jy het 'n afspraak met die dood, nooi hom kerk toe. God het jou afspraak geword. Maar as jou sinne nie verblind, jy sal net die waarheid ken, en die waarheid maak jou vry. Daarom kyk wat sê Kolossense 1, 'n nuwe geslag, 'n nuwe weg. Kyk wat sê Kolossense 1, is dit nie goeie nuus nie? Kolossense 1:15 sê, hy is die beeld van die onsigbare God, hy is die eerstgebore van die hele skepping. Kyk op die bord, toe hy opstaan, toe is hy die eerste van die hele skepping, van die nuwe van alles, nou wag die skepping vir die openbaarmaking van die seuns. Daarom sê vers 18 sê, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente ons, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy die eerste kan wees. Met ander woorde, toe hy gebore word, toe die kop uitkom, toe kom Rudy uit die liggaam uit, nou is ons albei die eerstgeborene uit die dode. Ek het geen afspraak met die dood nie, man. Ek is losgemaak van die dood. Die smarte van die dood is ontbind, man. Weet jy wie ek is? Joehoe! Nou kom ons kyk 'n bietjie van interessantheid na Moses se dood. Ek wil lag. Kan ek eers 'n koelrankie drink? Dis my preek is te kort vandag. Ek weet hoekom ek so kort voorberei vandag nie. Ek drink eers 'n koelrank. Faantjie, jy's okay. Hy was so bly toe Magdal hom gisteraand verras. Sy sou eers vanmiddag terugkom. As jy nie weet waaroor dit gaan nie, sê vir jouself, Moses is dood. Moses is dood. Het jy geweet die dood is ook dood? Ek gaan vir jou ding bring volgende Sondag, wat jy nie mag mis nie. Kyk gewoon nou Moses is dood. Kyk gou wat sê Deuteronomium 34. Sê gou vir my Martha, hoe gaan dit met Winnie? Ek hou met my Bybel, bid vir hom. Hoe gaan dit met Winnie? Gaan het goed met hom? Prys die Here. Deuteronomium 34. En die Here het vir Moses gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarheen nie oortrek nie. Ek soek almal se aandag. Jy kan vanoggend hier sit. Hulle kan my YouTube video kyk. Met hulle oë sal hulle dit sien. Maar as Moses vir hulle nie dood is nie, sal jy nie oortrek nie. Jy sal doodgaan en dan gaan jy hemel toe. Wat is hemel? Die Griekse woord vir hemel is Uranos. Dis 'n staat van afwagting. Dis 'n plek van bewaring waar almal in afwagting is vir hulle belofte van 'n beloofde land, 'n onverganklike verheerlike liggaam waar hulle nou in die onmiddellike teenwoordigheid van God is in Christus. En die Here het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarheen nie oortrek nie. Toe het Moses die knegt van die Here daar gesterwe in die land Moab volgens die bevel van die Here. En hy,
God, hy wat God is, het vir Moses in die dal in die land Moab teenoor Bet Peor begrawe. Luister mooi, en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. Sê God het 'n plan. Sê God was nog nooit kwaad vir Moses nie. Wie het vir Moses begrawe? God. En tot vandag toe het hulle nog nooit sy graf gekry nie. Ek gaan nou vir ietsie vertel. Vers 7. En Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oog was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie. Wat het dan gebeur dat God vir Moses begrawe? Hulle kry nie sy graf nie. Kyk gou wat sê die boek Judas, net voor Openbaring oor dit. Kyk gou wat sê die boek Judas, net voor Openbaring oor dit. Ek moet dit vir jou wys. Kyk gou wat sê die boek Judas, net voor Openbaring. Judas is net een hoofstukkie, Judas 1 vers 9. Vers 9 sê, maar toe Michael, die aartsengel met die duiwel in 'n woordestryd was, oogats, oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het gesê, die Here bestraf jou, oogats. Toe Moses dood is, het God hom begrawe, niemand weet waar die graf is nie, maar die aartsengel Michael en die duiwel het gestry en beklei oor die liggaam van Moses. Ek wonder hoekom, want Moses se liggaam was vir God belangrik. Ek wonder hoekom. Weet jy dan nie dat jou liggaam, jou vleesliggaam wat reeds klaar geregverdig is, vir God belangrik is nie? Ek wonder hoekom. Kyk wat gebeur in Matteus 17. Kyk wat gebeur in Matteus 17. Is dit nie fantasties, die mense? Is die woord nie fantasties nie? Kyk wat gebeur. Hey! Jessie, kom nou so ding hier oor my. Kyk wat gebeur in Matteus 17. Die berg van verheerliking. Wat was die berg van verheerliking? Die berg van die verheerliking waar Jesus Christus verheerlik was in sy liggaam, was 'n demonstrasie van hoe lyk die beloofde land, 'n vleesliggaam jy. Dit was 'n demonstrasie. En kyk wat gebeur. Matteus 17 vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem, hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring, en hy het voor hulle van gedaante verander. Hy demonstreer nou hoe lyk die opgewekte, verheerlikte Christus, hoe lyk die beloofde land, 'n vleesliggaam, 'n tempel, 'n woning, verheerlik jy. En hy het voor hulle van gedaante verander, sy aangesig het geblink soos die son, sy klere het geword soos wol. Sê, uitsa. Vers 3. En skielik verskyn aan hulle Moses. Hier's Moses ook. Moses, wat soek jy daar? Moses het die wet verteenwoordig. Elia het die profete verteenwoordig. En dan kom skielik 'n stem wat sê, vir my en vir jou, moenie meer na die wet, na Moses luister nie, hy's dood. Moenie meer na die wet en die psalms en profete luister nie, Elia het dis volbring. Luister na die seun. En kyk wat sê vers 9.
En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En toe hy uit die dode opstaan, toe is dit die manifestasie van wie ons werklik is, en toe moes ons vir almal vertel, dis wie jy is, dis jou land van erfenis, dis jou beloofde land, dis die Kanaan land, dis hoe jy lyk, en toe bly die kerk stil, want niemand praat daaroor nie. Dis hoekom in Lukas 24, vers 39, dink ek, toe hy in hulle midde is, en hulle skrik hulle melk weg, toe sê hy vir hulle, hey, ontspan manne, ek is nie 'n gees nie. Want kyk op die bord, as jou beloofde land hemel is, en jy gaan dood, moet jou vlees stof word, dan keer jou gees terug, maar dis nie 'n gees nie. Die beloofde land is nie 'n gees nie. Die beloofde land is 'n verheerlikte, onverganklike, fisiese vlees, liggaam, kom vat aan my. Daarom, Moses is dood. Trek jou beloofde land in. Maar dit is baie interessant, in Matteus 27, toe Jesus sterf, toe gaan van hulle grafte ook oop, en toe opstaan, toe staan ook van hulle op. Met ander woorde, het 'n klomp opgestaan, en 70 na Christus het 'n klomp opgestaan as verheerlik onverganklik. Dit was in die verlede, dis verby. Dis nie vir ons nie. Dit het 70 na Christus gemanifesteer. Maar nou skryf Johannes die apostel na 70 na Christus. En hoor wat sê hy nou in 1 Johannes 1, vers 1. Hoor nou wat sê hy. 1 Johannes 1 vers 1, die woord wat vlees geword het, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Met ander woorde, jy gaan dit vat. Jy gaan hom kan vat. Dis 'n vleesliggaam, jou beloofde land, ons sal aan mekaar kan vat. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien. Met ander woorde, hoe gaan hierdie lewe geopenbaar word? Jy gaan dit sien. Waar gaan hierdie lewe geopenbaar word? In 'n vleesliggaam, as verheerlik onverganklik. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan word. Halleluja! Dit is die ewige lewe, as 'n fisiese manifestasie in 'n vleesliggaam as 'n beloofde land. God se verheerliking in vlees. Dit was Moses. Maar kom ons kyk gou na 'n ander man, Caleb. Ek gaan gou vir verduidelik wie was Caleb. Gaan gou saam met my terug Numeri 13 toe. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri. Gaan gou saam met my Numeri 13 toe. Jy moet dit sien vanoggend. Dit het my so gestig. God het my so gestig. Numeri 13. Het julle geweet, toe Moses hierdie volk uit Egipte uitlei, kon hulle baie vinniger in die beloofde land gewees het, maar hulle het vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf. Het jy geweet hoekom het hulle in die woestyn rondgeswerf? Numeri 14 se hoofopskrif in hierdie Bybel sê, omdat hulle na Egipte wou teruggaan, omdat hulle bly na Egipte wou teruggaan, moes die Israeliete 40 jaar in die woestyn bly. Dalk moet ek vir iemand sê, omdat jy in gister bly, omdat jy in die verlede bly, moet jy dalk bietjie langer nog in die woestyn wees, voor jy jou beloofde land gaan geniet. Ek sê maar net. Kom ek verduidelik gou wat gebeur het. Moses, so 40 jaar voor dit, gee Moses 12 manne opdrag om die beloofde land te gaan verspied. 12 manne. 10 manne kom terug en sê, dis rof, daar's reuse, daar's moeilikheid, ons gaan dit nie maak nie. Maar Joshua en Caleb, omdat 'n anderster gees
Die krag in hulle is lewe, 'n anderster gees in hulle is. Hulle sien melk en heuning. Nou tel ons die storie op met hulle terugvoer aan Moses. Is dit reg? Numeri 13. Kyk wat sê Numeri 13 vers 30. Toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê: "Laat ons gerus optrek en dit in besit neem." Ek soek almal se aandag. Die beloofde land was nie net melk en heuning nie. Die Jordaanrivier was in vloed. Laat ons die beloofde land in besit neem. Kan ek gou vir jou help om jou beloofde land in besit te neem? Dis 'n sekere beginsel, dis 'n sekere geloofsoortuiging, dis 'n sekere gesindheid. Hou jou hand hierso, kom kyk gou wat sê Romeine 2. Hoe neem ek en jy ons land in besit? Wat beteken dit? Kyk gou wat sê Romeine 2. Vers 7. Romeine 2 vers 7 sê: "Aan die wat deur volharding," sê volharding, "in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek." Dan vertel hy wat dit is. Die ewige lewe. Hey, hoe neem jy jou erfenis in besit? As die ander wil hemel toe, as die ander 70, 80, dan sê jy nee, ek soek onverganklikheid. Ek is die manifestasie, hierdie vleesliggaam is reeds regverdig, verheerliking God in vlees, en dit is die ewige lewe. Nog enetjie gou, hoe neem ek dit in besit, want dis 'n bewustheid, totdat, hoor gou hierso, totdat 3 weke terug se preek, 35 triljoen selle, totdat jou onderbewussyn, jou lewenswandel, jou subconscious, jou program so geprogrammeer is, 35 triljoen selle roep uit, lewe! Nog enetjie gou, kyk wat sê 1 Timoteus 6, vers 12. 1 Timoteus 6 vers 12 sê: "Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuienis wat jy afgelê het. Ek gebied jou voor God, voor die aangesig van God." Luister mooi, "wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis getuig." As die stroom sê, dis grieptyd. As die stroom sê, ouwe huis, 80, 90, hierdie oukie, ek stry die goeie stryd van die geloof. 'n God wat aan alle dinge lewe gee. Ek soek eerlikheid, Heer, onverganklikheid, die ewige lewe. Wat doen jy? Ek neem in besit wat ek eintlik reeds is, want die druk toegepas. Terug Numeri 13 toe. Hoor vir Caleb. Hoor wat sê Caleb. Vers 30, Numeri 13 vers 30. Toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê: "Laat ons gerus optrek, dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig." Stop. Hoeveel keer sal mense vir my sê: Rudy, wil jy vir my sê ons moenie doodgaan nie? Rudy, hoe is dit moontlik? Hoe kan ons dit? Hoe kan jy dit oorweldig? Hoe is dit moontlik? Dis wat hulle gesê het. Vers 31. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê: "Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons." So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die hele land wat hulle verken het. Dit te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. Luister nou mooi. En ons was so springkane in ons oë.
En so was ons ook in hulle oë. Hulle was eers so springkane in hulle eie oë, en toe neem hulle aan, dis hoe die ander hulle ook sien. Dalk sit jy op die oomblik hier, dalk sit jy in 'n finansiële situasie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, neem jou posisie, neem jou land in besit. Dit gaan alles oor jou vleesliggaam. Anders gaan stres en spanning en bekommernis. Dis toe groter nie, as om hel te mis en hemel toe te gaan. Kyk wat sê Numeri 14:24 oor Kaleb. Kyk wat sê vers 24. Maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees, jy saam met my 'n ander gees, in hom was, het hy volhard om my te volg. Hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Sê volhard. Sê 'n anderster gees. Wat is die anderster gees? Kan ek gou vir jou wys? Jesus, Here, dit is so mooi. Kyk wat sê Richard Small. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15. Sê saam met my, jy het 'n anderster gees. 1 Korintiërs 15:45. Soos daar geskrywe, kyk op die bord. Die eerste mens Adam was maar net 'n lewende siel. Die laaste Adam, 'n anderster gees. Jy's 'n lewend makende gees. Sê jy het 'n anderster gees. Sê jy het 'n anderster gees. Wat beteken 'n lewende siel in natuurlike mense? 'n Natuurlike mens is 'n lewe om dood te gaan mentaliteit. Ek soek jou aandag. 'n Lewende siel, natuurlike mens is 'n lewe om dood te gaan mentaliteit. Gaan praat met hulle. Hi Rudy, ons is sterke 70-80. Sê nie Rudy nie. Sê Rudy is 'n lewendmakende gees. Sê Rudy is 'n anderster gees. Sê en liggaam moet hoor. Liggaam moet hoor. Daarom kyk wat sê Romeine 8:13 gehoor het. Kyk wat sê Romeine 8:13. Ek is amper klaar. Hoor wat sê vers 13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees, 'n anderster gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle? En kyk wat gebeur met Kaleb. Onthou, wat is die beloofde land? 'n Vleesliggaam. Kyk wat gebeur met Kaleb. Jy het dit my gestig. En mag jy opgewonde raak saam met my. Kyk wat sê Josua 14. Ou Testament. Hoeveel te meer nie nou ek en jy wat behoort aan die opgewekte Christus nie. Hoeveel te meer nie ons wat dieselfde gees in ons het, dieselfde gees wat hom opgewek het, wat in ons is om ons sterflike liggaam lewend te maak. Hoeveel te meer nie ons nie. Kyk wat sê Josua 14 vers 7, en ek sluit af met dit. Vers 7 sê, Josua sê, 40 jaar was ek oud, toe Moses die knegt van die Here my uitgestuur het van Kades Barnea af om die land te verken. En ek het hom berig gebring soos dit in my hart is. Met ander woorde, Kaleb was 40 jaar oud toe Moses hom uitstuur. Nou, as dit 45 jaar later, hy's nou 85, sê saam met my 85. Vers 8, maar my broers wat saam met my opgetrek het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. En die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik die land wat jou voet betree het, sal aan jou en jou kinders in ewigheid as erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here jou God te volg. Vers 10, en nou kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het, nou al 45 jaar sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het, en kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud, ek is vandag nog so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het, soos my krag toe was, so is my krag nou om te veg en om uit te gaan en om in te gaan. Ek is 85, manne en manninne, en ek is dieselfde man met krag, as toe ek 40 was. Ek wil vir julle sê, jou beloofde land is dit, die dag as jy 120 jaar oud is jy soos wat jy nou is in krag, want dis wat dit beteken om dit in te gaan en jou belofte te na te kom.
Moses is dood. 70, 80 is dood. Trek jou beloofde land in. Verander jou manier van redeneer. Verander jou persepsie. Verander jou oortuiging. Gryp na die ewige lewe. Maak dit jou eie. Hy wat heerlikheid eer, onverganklikheid soek, die ewige lewe. Gee die Here 'n lekker lofoffer. Amen.